Hier is die eerste ding wat ons weet van Jesus se oë wat soos vuur vlam, en dit is, Jesus ken my hart. Jesus ken jou hart. Jesus weet wat in my en jou hart aangaan. En ons lees in Handelinge 1 vers 24 tot 25, en die gelowiges het gebid, en wat hier gebeur het, onthou Judas Iskariot het selfmoord gepleeg, en hulle het een apostel min gehad, en hulle kom toe by mekaar, en nou wil hulle 12 te 1 kies, want hulle voel dat die Here het 12 gekies, hulle moet 12 hê, en nou gaan hulle een kies, en hulle kan nie mooi kies tussen die manne wat beskikbaar is nie, en hulle bid tot Jesus, en hulle sê, Here, U wat die harte van almal ken, wys U uit. Wat hulle bid is, hulle sê, Here, U ken hierdie mense se harte. U weet dit wat ons nie kan sien nie. Wys vir ons die een wat ons moet kies. U weet, ons weet nie. U ken, ons ken nie. Jesus, U ken almal se harte. U is God. Hy is alwetend. Hy weet alles van alles. En dit beteken hy ken my hart. Hy ken jou hart. Hy weet wat in jou hart aangaan. Nou dit beteken dit wat ek en jy in ons harte saamdra. En as ons sê harte, moet nou nie die mekaar raak nie, dit sluit ons gedagtes in, dit sluit ons siege in, die hele siege. Jesus weet daarvan. Jesus weet wat ek in my hart beplan. Dis nie vir hom weggesteek nie. Ek kan goed wegsteek vir jou. Ek kan by 'n tafel saam met jou sit, net so groot glimlag. Intussen dink ek, man, jy's 'n pampoen. Wie van julle het dit al gedoen? Nie met my nie, maar ek bedoel maar net. Okay? Ja, ons doen dit, skynheilig partykeer, nê? Maar ek kan nie by Jesus sit en dit dink nie. Ek kan nie by Jesus nie. En ons julle ken hierdie vers, ons het al oor hierdie vers gepraat, maar in Jeremia 17 vers 9 waarsku God ons. Die hart is bedriegliker as alle dinge. Daarom, wees baie versigtig om jou hart te volg, hoor. Dis mos 'n goeie raad. Volg net jou hart. Nee, volg Jesus. Volg net jou hart. Nee, volg die woord. Jou hart gaan vir jou in die moeilikheid kry, want jy kan hom nie lekker na mate beoordeel nie. So wat is die antwoord? Wat is die antwoord wanneer dit kom by ons hart? Hier is die antwoord. Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. So daar's 'n ander kant hiervan. Wanneer ek tot bekering gekom het en ek streef daarna, hoorie, ek het nie 'n verwagting dat hierdie mense wat hier voor my sit perfek is nie. Want as julle almal perfek was, dan ek moeilikheid. Want ek is nie perfek nie, en ek is jammer om nou dit so aan jou te deel hier van vooraf, maar weet, ek is ook 'n mens, en ek sukkel ook, iemand het eendag gesê, I'm just one beggar showing another beggar where to find bread. Nou met die genade van die Here Jesus is ons nie meer bedelaars nie, ons is koningskinders, maar ek sukkel ook, ek raak ook baie keer onnodig kwaad, vir my vrou, vir my kinders, vir my hond, en baie keer vir gemeentelede, maar nie baie nie. Nie baie nie, maar daar's 'n ander kant, wanneer ek my sonde na die Here Jesus toe bring, en ek kom tot bekering, maar soos in 'n regtig erge oorgawe, daai ding van ek sê, ek is bang, die Here vra te veel, nee, ek is nie meer bang nie, want ek het klaar alles oorgegee, en ek hoop jy's daar, dis waarvoor ek bid vir jou, dan is daar 'n ander kant van die Here, en dit is, Jesus weet ook van die goeie dinge wat in jou hart aangaan, hy weet hoe smag jy, dat daai kind van jou tot bekering moet kom, hy weet hoe smag jy, dat jou man tot bekering, of jou vrou, of jou pa, of jou ma, of die familielid, hy weet dit, hy hoor jou gebed, wat nie eers jou mond maak nie, maar wat in jou hart roer en wil, en jy kry dit nie uit, jy kry nie die regte woorde om dit te bid nie, so jou oë is toe, en jy het net hierdie versigtiging in jou hart wat jy oopbreek, die Here hoor dit, en hy weet dit. Hy weet dit, jou angs en jou nood en jou krete wat jy in jou geheim mee worstel. Jesus weet dit. Jesus weet dit. En daar's 'n ding as die Here Jesus in ons lewens is. Matteus 12 vers 35 sê die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed van die goeie dinge in sy hart. Sien? Wanneer ek aan die Here Jesus behoort, dan verander hy my hart. Kan iemand amen sê daarop? Jou Vader sien wat verborge is. Jou Vader sien jou hart. Die Here sien, hy weet wat in jou lewe aangaan. Die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra is, hoe lyk my hart? Hoe lyk dit daar waar niemand sien nie, waar dit net ek en die Here is? Dis die eerste ding wat dit beteken, dat die Here se oë soos vuurvlamme is, hy sien my hart, hy weet dit.